Afrikaans.com en die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die AON, maak 'n reuse verskil in kinders se opvoeding. Hulle staan ook ouers met die holistiese ontwikkeling van hulle kinders by. Welkom hier so by my, Christine Neser. Dis baie lekker en 'n groot voorreg. Dankie, is lekker om hier te wees. Hoorie Christine, ek weet ons baie ouers wat wonder, waar en wat se taal moet hulle kinders, jy weet, onderrig en grootmaak, want die wêreld is eintlik Engels. Ja. En as jy kan Engels praat, hoekom het ek nodig om 'n ander taal te kan praat? Ja. Wat is jou gevoel daaroor? Wel, net omdat Engels die sterkste taal in die wêreld is, beteken dit nie dat dit jou huistaal moet wees nie. Want as jy die opsie uitoefen om jou kind Engels groot te maak, dan maak jy van een ding baie seker, en dit is dat jy 'n eentalige kind groot maak, want hulle het niks anders nodig nie. Maar ek wil eintlik ouers bietjie uitdaag en sê, dink bietjie vandag, wat neem jy weg as jy nie jou hartstaal met jou kind praat nie? Wat neem jy weg as hulle nie met gemaklik met hulle grootouers en uitgebreide familie kan gesels nie? Wat neem jy weg as jy nooit daai brein die voorreg gee om meertalig te raak nie, om te begin vertaal nie? En meertaligheid se groot voordeel is, dit gee vir kinders beter konnektiwiteit. En die konnektiwiteit is op ten minste 5 vlakke. As jy vir jou kind in 'n minderheidstaal groot maak, in hierdie geval Afrikaans, maar het kan enige ander minderheidstaal wees, dan verwaarborg jy daai kind dat hy wel Engels gaan leer. So en die konnektiwiteit gaan op 5 vlakke wees, op neurologiese vlak, op emosionele vlak, sosiale vlak, dis op hulle professionele vlak selfs. Jy vat niks weg van 'n kind deur hom in 'n minderheidstaal of in jou hartstaal groot te maak nie. Jy gee vir hulle hierdie 5 Geef hulle 'n lekker toolbox, ja. nee. Want die wêreld gaan vir hulle Engels leer, Ja. maar net jy kan vir hulle jou hartstaal gee. Dit is so mooi gesê. Maar nou wat moet ons vir die ouers sê wat die een ouer is Engels, die ander ouer is Afrikaans of Khoza? Nou daar's 2 sisteme wat jy kan gebruik en dis wonderlik dat jy die inheemse tale ook sê, want daar's baie gemengde huwelike waar ouers Khoza, Zulu, verskillende tale praat. Die internasionale stelsel is OPAL, One Parent, One Language. Een gesig met een taal praat en dit nie verwar nie, tot die kind ten minste 2 of 3 is, wanneer die taal onder die knie het, dan kan jy een gesig 2 tale praat, maar een gesig vir een daai taal. 2 jaar Ja. at least. En dan is daar 2 sisteme. Die een is die pa en die ma begin dadelik. Hulle noem dit die simultane stelsel. Dadelik begin jy as die kind gebore is, elkeen sy eie taal. Die ander een is konsekutief. Dan wag jy dat die kind een taal onder die knie het en dan begin jy met die volgende taal. En dan die volgende taal. So dis ouers se prerogatief. Kinders wat met 2 tale te gelyk begin later praat. Want hulle het baie meer wat hulle moet verwerk. Daai breintjie is baie besig. Ja. Maar dit doen die brein geen skade nie. Okay. En hierdie kinders is volledig tweetalig en hulle is dan gereed om ook drietalig te raak. Ag, jy het nou so geïnspireer sommer, regtig, en ek dink daar's baie ouers wat kan baat vind by hierdie. En Nelson Mandela het gesê, speak to a person in a language that he understands, he listens, but speak to him in a language of his own, and it goes to his heart. Absoluut, En dit pas vir my so mooi aan by dit. absoluut. Dankie dat jy by my kom kuier het. Net my plesier. Waardeer dit. Gaan loer na AON se webtuiste vir meer inligting oor hulle bydrae tot vroeë kinderleierskap en taalontwikkeling. En na www.afrikaans.com vir meer inligting oor hierdie en ander onderwerpe, asook gratis leerhulpmiddels.